Goeiemôre graad 10's, baie welkom terug by jou volgende aanlyn les. Ek hoop dit gaan baie goed met almal en dat jy nog veilig by die huis is en dat jy die tyd by die huis geniet met al jou lesse wat jy so aanlyn kry en dat jy jou kant bring om aan die einde van die jaar nog steeds te kan slaag. Ek begin vandag met huishoudelike tariewe. As jy nou kan onthou, het ons algemene huishoudelike dokumente gedoen en nou doen ons tariewe. So die definisie van 'n tarief is 'n betaling wat gevra word vir die gebruik van 'n spesifieke diens. Ons het telefoontariewe, elektrisiteitstariewe, watertariewe ensovoorts. Ek gaan spesifiek nou fokus op telefoontariewe. Dit kan of selfoon of landlyn wees, maar ek gaan nou 'n bietjie met jou voorbeelde doen van 'n selfoontarief. So hierso sê dit vir jou verstaan selfoontariewe. Meeste mense en huishoudings het toegang tot een of ander vorm van 'n telefoonstelsel, veral selfone. Jy weet, jy kry twee tipe selfoontariewe, 'n vooruitbetaalde en 'n kontrak. So vooruitbetaalde in Engels is 'n pay as you go. Ek weet nie of julle dit regtig kan onthou nie. Maar en dan die kontrak. So ek gaan altyd met jou bespreek en dan gaan ons voorbeelde daarvan doen en dan gaan jy 'n oefening kry om te doen om dan jou kennis te toets. So die eerste ene gaan ek begin met die vooruitbetaalde selfoontarief. Dit is nou jou pay as you go. So jy weet, met daai tipe selfoon moet jy jou selfoon kontant koop. So dis die eerste punt. Jy koop jou selfoon kontant en dan elke maand of wanneer nodig, koop jy dan ligtyd vir jou selfoon. Ligtyd is nou natuurlik airtime. En jou ligtyd is dan gebaseer op 'n randbasis. So jy kan byvoorbeeld R12, R29, R50, R60, maak nie saak wat se bedrag eintlik mee nie. As jy op cellphone banking vir jou opsit, kan jy enige bedrag opsit, maar as jy by die winkel gaan koop, is daar altyd 'n vaste bedrag vir elke selfoonmaatskappy, soos Cell C, MTN, Vodacom ensovoorts. En almal verskil ook van mekaar. Niemand het dieselfde aantal randbasis nie. Maar as jy nou vir jou ligtyd op jou foon gesit het, word daai ligtyd dan nou omgeskakel na minute of sekondes praattyd. Jy kan selfs ook, maar ek gaan nou nie in detail gaan met dit nie, maar jy kan selfs ook met daai ligtyd vir jou dan data koop. En jy kan ook van daai ligtyd af, kan jy SMS'e stuur. So, die volgende punt sê ook dan nou vir jou, nadat jy die selfoon kontant gekoop het, is die oproepe, SMS'e, data ensovoorts wat jy maak of gebruik, die enigste ander koste wat jy met die vooruitbetaalde tarief het. So jy het geen ander koste gepaard met hierdie, behalwe jou airtime wat jy dan moet koop en van daar af dan dit gebruik om te bel, te SMS, jou data ensovoorts nie. Dan is daar ook geen ander koste betrokke by die vooruitbetaalde selfoon nie, behalwe dan nou jou ligtyd, as ek nou net gesê het. So hier is vir jou die keuse nommer 1 of jou manier 1 van hoe om vooruitbetaalde selfoontariefkostes wat gebruik kan word. Dis nou net 'n voorbeeld, ek weet nie wat dit regtig kos nie. So jy kry 2 tipes oproeptye en dan kry jy 2 tipe SMS-tye. So jy kry 'n spitstyd en jy kry 'n nie-spitstyd. So spitstyd oproepe is tussen Maandag en Vrydag van 7:00 die oggend tot 8:00 die aand. So as jy enige tyd tussen 7:00 en 8:00 bel deur die dag, betaal jy R2.55 per minuut tussen 'n Maandag en 'n Vrydag. Dan nie-spitstyd oproepe is tussen 'n Maandag en 'n Vrydag van 8:00 die aand tot die volgende oggend 7:00 dan en ook van 'n Vrydag aand tot 'n Maandagoggend. So Vrydag aand 8:00 tot 'n Maandagoggend 7:00. En dan betaal jy R1.40 per minuut. So as jy SMS stuur,
In spitstyd, dis nou maandag tot vrydag, tussen 7:00 en 8:00 in die aand, betaal jy 80 sent. En as jy nie, of 'n SMS stuur in nie spitstyd, is dit dan nou 35 sent, wat dieselfde tye is as die nie spittyd oproepe. Onthou nou hierdie bedrag, want ek gaan nou in die volgende skyfie gaan ek vir jou 'n voorbeeld doen, en dan moet jy onthou waar kom die bedrag vandaan. So, die eerste voorbeeld sê, kyk na 'n oproep wat gedurende spitstyd, onthou spitstyd is tussen 7:00 en 8:00 op 'n maandag en 'n vrydag, gemaak word en 10 minute lank is. En as jy reg kan onthou, is daai bedrag R2.55 per minuut. So dan sê jy R2.55 maal met 10 minute, en dan kry jy R25.50 wat jy sal betaal vir daai 10 minute lank oproep in gedurende spitstyd. Nou sê hulle by die volgende ene, wat gebeur as die oproep 5 minute 20 sekondes lank is? Alhoewel selfoontariewe in eenhede van rand per minuut aangegee word, word die meeste oproepkoste deesdae bereken met per sekonde tarief. So die oproepkoste van R2.55 per minuut, wat hierbo genoem is, word in die werklikheid bereken teen 'n tarief van R2.55 gedeel deur 60, want onthou ek wil nou na sekondes toe gaan. So nou moet ek my rand per minuut na my rand per sekonde gaan kry. So nou gaan ek R2.55 deel met 60, en dan kry ek 0,0425 per sekonde. Dan kan ek nou hom gaan uitwerk. Hulle sê skakel die oproep van 5 minute en 20 sekondes om na sekondes toe, so die lengte van die oproep moet nou in sekondes wees. So 5 minute vat ek, maal dit met 60, om uit te werk hoeveel sekondes dit is, plus dan my 20, en dan kry ek 320. Daar's dit dan nou, sekondes. So die oproep van daai koste, die koste van daai oproep, gaan dan nou jou bedrag wat jy uitgewerk het, maal met die sekondes, en jy kry dan R13.60 vir daardie oproep. Die tweede ene is nou 'n kontrak selfoontarief, en dit is wanneer jy 'n selfoonkontrak uitneem, betaal jy inderdaad die koste van die selfoon oor 'n tydperk van 2 jaar, en deur 'n maandelikse subskripsie vir die selfoon te betaal. Boonbehalwe hierdie subskripsiegeld moet jy steeds betaal vir die oproep wat jy met die selfoon maak. Hierdie is nou, julle weet jy kry 2 tipes kontrakte, of eintlik meer, maar hierdie ene is 'n oop kontrak. So bedoelende, jy betaal 'n subskripsie sê nou maar van R100 'n maand, so elke maand moet jy R100 betaal, en wat ook al jy dan daarby sit, al jou oproepe, al jou SMS'e, word dan by daai R100 getel elke maand. En daai bedrag geld wat jy dan spandeer het, is wat jy elke maand moet terugbetaal. Goed, so ek is nou by die derde punt, wat sê, met 'n kontrakstelsel gebruik jy die selfoon so dikwels as wat jy wil, gedurende die maand, en ontvang dan 'n rekening wat aandui hoeveel jy vir daardie maand verskuldig is, insluitend jou subskripsiegeld en die oproepkoste, dis wat ek nou vir jou verduidelik het. Dan, die vierde punt sê, met sommige kontrakte kry jy ook gratis ligtyd, wat jy gedurende die maand kan gebruik. Soms word dit in praattydminute aangegee, en soms word dit in randwaarde aangegee. Goed. Voorbeeld, jy het 'n maandelikse subskripsie van R100, so jy moet elke maand R100 betaal, maar jy kry ook 100 minute gratis, en dan jou koste van enige oproep, enige tyd van die dag is dan R1.50, en 'n SMS is dan 50 sent enige tyd van die dag. Ek gaan nou weer oor na 'n voorbeeld toe. So hierdie voorbeeld sê, 'n persoon maak 230 minute se oproepe met hierdie kontrak gedurende die maand.
So, jy het 'n subskripsiegeld van R100 as jy nou reg kan onthou, maar jy het ook gratis minute, 100 van hulle. So, jy vat jou totale minute wat hy oor die maand gebruik het, wat 230 is, minus sy 100 gratis minute, en dan kry hy dat hy het 130 minute dan gebruik. Nou moet ek uitwerk hoeveel dit gaan kos, en daar het gestaan R1.50 per minuut. Okay. En onthou, ek het my maandelikse subskripsie, laat ek daar vir jou wys, ek skryf dit mooi uiteen, maandelikse subskripsie, plus die koste van die oproep, wat meer is as jou 100 gratis minute. Oeps. So jy dan jou R100, plus jou R1.50 maal 130 vir jou minute, dis dan 100 plus 195, wat vir jou 'n totaal gee van R295 vir jou tarief vir hierdie maand met hierdie kontrak. Goed. Jou huiswerk is dan nou asseblief aktiwiteit 3 op bladsy 96 en 97. Maak asseblief seker, jy hoef nie alles te doen nie, net nommer 1 tot 4, nommer 7 en nommer 10. So nommer asseblief jou werk net mooi. Dan baie belangrik, jy moet asseblief jou vrae baie mooi lees, sodat jy weet watter tariefstelsels om te gebruik, en dat jy nie die verkeerde inligting gebruik nie. Skryf asseblief jou somme mooi uiteen, so let dit vir jouself oop soos by die vorige slideshow nou wat ek vir jou gewys het, jou subskripsiegeld plus jou minute of jou koste per oproep maal met jou minute, dat jy nie die mekaar raak nie. Dan, jou volgende periode sal ons dan aangaan ook weer met hierdie bietjie, en dan vra ek dat jy asseblief onthou om elke keer, want ek gee vir die memorandums, elke keer asseblief jou werk te merk, moenie agterraak nie, wees voorbereid as die skool begin, dat ons net lekker kan aangaan dan, en dan sê ek vir jou baie dankie vir jou tyd, ek hoop jy het 'n lekker dag verder, en dan groet ek jou, totsiens, groetdiens.